Vandag is ons op Spiritual Talk episode 34 en ek gesels met 'n goeie vriend Ivan Venter van my hierso. Ons ontmoet mekaar altyd op die streekkonferensies, ons so vinnig by 'n kerk of so en is altyd lekker om vinnig net op te vang. En die laaste tyd het ek gesê, "Wel Ivan, kom ons gesels 'n bietjie." En dit is nou die tweede keer waar hy nou saam met my gesels. En ek het vir hom 'n boodskap gestuur om te sê, "Weet jy wat, wil jy weer kom gesels?" En hy sê, "Ja, ons wil gesels." En ek dink toe aan 'n tema. En natuurlik is dit altyd uitdagend soms om 'n tema te kies, want wat kies jy as twee pastore nou al was 'n tema om oor te gesels? Jy weet, daar's groot topics, daar's klein topics, daar's alledaagse topics. En ek het besluit op die onderwerp van wortels en vrugte gegrond in ons geloof. En dit is gebou op die idee dat ons moet fokus op die worteldeel baie meer omrede dat ons om te verhoed dat ons hierdie oppervlakkige geloof bou nie. Want jy kan baie vinnig 'n groot verspreiding hê van, kom ons noem dit maar, vrugte of groente wat geplant is en dit lyk dalk goed, maar die eerste klein element wat kom met wind of koue of wat ook al, dan ek wil amper sê gaan 80% van dit uitvrek, want daar was nie regtig 'n baie diep wortelstelsel om dit te beskerm nie, miskien selfs met 'n boom. En Ivan, ek het al 'n bietjie ook gesels en ek kan verstaan jy's ook op 'n plaaslewe betrokke. En ek dink jy weet ook dat as jy iets begin, dan moet jy dit ordentlik doen om seker te maak dat dit kan hou vir die seisoen en dit jy kan dit bewaar ook vir die volgende seisoen en die jaar daarna en die jaar daarna selfs ook. En ek dink as jy daar kan invul miskien, so dit is 'n bietjie van die plaaslewe en jou geloofsbediening waar jy betrokke is. Ek wil amper sê coherence tussen die twee het jy al gesien? Ja, ek meen daar's baie vergelykings. Ek meen plaaslewe, as jy net agter skape aan hardloop, dan kom jy agter hoekom Jesus, jy weet, so baie gepraat oor skape en al die tipe van goedjies. Maar ek dink dit is presies wat jy sê, dit is om daai, jy weet, baie keer is die fokus op die vrug wat nie noodwendig eintlik die fokus moet glad nie wees nie. Ja. Die fokus moet absoluut wees op die wortels, om die plant moet gesond wees. En dis wat Jesus maar van praat in Johannes 15 wanneer hy sê, kom ons wees ingeënt in hom in. Want as ons ingeënt in hom is, dan is die resultaat vrug. Ja. En ek meen, ons sien dit baie, my skoonpa is 'n groenteboer en ons praat gereeld oor, jy weet, al die verskillende nutriënte en alles wat plante moet hê, en hy is nou baie groter kenner as ek op die veld, maar 'n mens sien dit so baie dat as jy byvoorbeeld 'n boompie sou plant en jy gee vir hom aanhoudend water en jy beskerm hom teen die elemente byvoorbeeld, dan groei hy dalk te vinnig en dan het hy nie diep genoeg wortels onder die grond versprei nie, en dan as die wind en weer kom, dan val hy om. So 'n mens wil hê dat jou seisoene, ons is baie keer soek ons nie winterseisoen nie, maar winter is baie belangrik vir gewasse om te versterk. Ja. Veral bome, want hulle moet deur daai tyd gaan om laat hulle dieper wortels kan instoot. Soos ons weer in ons lewens, as ons te vinnig beweeg in ons lewens en ons fokus nie om daai wortels in Jesus dieper en dieper in te kry nie, dan kan daar dalk baie groei wees, maar dit is tot ons nadeel, want dan stamp die geringste denkie ons omdat daai wortels nie daar is nie. Jesus sê, ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly, sal ek in hom. En dat wat jy nou verduidelik het my nogals laat dink ook aan die verhaal van Dawid. Jy weet, hy het die belofte ontvang, jy weet, hy gaan koning wees van Israel. En dit is nie dat hy die week daarna die koning geword het van Israel nie. Snaaks genoeg, dit was 'n hele tydjie wat verbygegaan het voor hy eers koning geword het. En wat 'n mens kan aflaai uit dit uit is, daar was ook baie karaktervorming wat plaasgevind het. As baie kennis wat Dawid begin opbou het van hoe alles werk, verantwoordelikhede. En uiteindelik het hy die koning geword, natuurlik, soos wat God aan hom beloof het. Maar daar was 'n proses ook. En ek dink dieselfde vir ons ook miskien. Weet jy, iemand het dalk iets uitgespreek oor die lewe, miskien 'n bediening of enigiets, en jy dink dalk dit moet nou môre gebeur. En dit gebeur nie môre nie. Dit gebeur dalk ook nie oormôre nie, eers 'n maand of 'n jaar nie. En later dan begin jy wonder, maar hoekom nie? En as 'n mens bietjie terug staan en jy kyk en jy sien die groot prentjie raak, besef jy maar, daar's stappe wat gevolg moet word. Daar's ontwikkeling wat plaasgevind, daar's daai karaktervorming, daar's daai geloofsgroei wat moet gebeur. Want wanneer ek in daai posisie is, weet God nou al reeds watter obstacles oor die pad gaan kom, watter uitdagings daar gaan wees op 'n daaglikse of miskien maandelikse basis, en God weet dan, jy is voorberei vir dit.
Jy kan dit hanteer. Jy weet presies wat om te doen in watter situasie. En ek dink dis juist daai wat die wortels in plek aankom. Wat die wortels ons beskik teen wat ook al die omstandighede buite is wat gaan kom. Ja, ek dink wat baie keer gebeur is ons soek dit wat God vir ons kan gee in plaas van om God self te soek en te vertrou hy sal vir ons sorg en vir ons gee wat ons kan hanteer op 'n sekere seisoen en 'n sekere plek. Ja, is amper so daai, ekskuus, vir die rede daai wat Jesus praat, soek eers die koninkryk van God en die res sal. Ja, en dit gaan oor vertroue, né? Dit gaan oor om oor te gee aan hom en te weet hy sal vir ons sorg en vanuit daai soeke na hom kom alles wat ons nodig het. Dit is nie noodwendig altyd hoe ons gedink het dit gaan lyk nie. Maar daar is vrede en vervulling in dit wat God vir ons het. Ja. As ons eie wil soek, dan gaan dit natuurlik 'n pad wees wat daar baie bekommernis, vrees en al daai goeters is. Ek het so 'n bietjie gedink oor ons tema en ek is mos nou maar baie in die sending betrokke en so aan en dit is nogal, ek het afgekom op 'n studie so ruk terug. Ja. Van 'n ou wat se naam Dick Brockton is. Okay. En hy het in die Midde-Ooste gewerk en hoewel hy is nog steeds besig om in die Midde-Ooste te werk en wat hy toe wou gedoen het vir sy PhD is hy wou Johannes 15 gevat het en gekyk het hoe speel dit uit in ons normale lewe. En hy het toe gegaan en bedieninge reg deur die Midde-Ooste gevat en hy het basies gesê, okay, bedieninge wat tyd spandeer in Jesus, Johannes 15 wees geënt in hom, teenoor bedieninge wat meer aktiwiteit het, maar minder tyd spandeer in Jesus. Okay. Watter bediening het meer vrug? En baie interessant, hy het toe gevind dat bedieninge wat minder aktiwiteit het, maar meer intimiteit met Jesus het meer vrug gehad as bedieninge wat meer aktiwiteit het, maar minder intimiteit met Jesus. En is interessant, hy het nou gevind dat mense weet in bedieninge 2 ure 'n dag wat was die normaal vir hulle gewees en obviously dit sê nou nie vir elke persoon is 2 ure is nie 'n goue reeltjie nie. Maar dit gaan oor om te prioritiseer. Ja. Om daai tyd met Jesus te prioritiseer in plaas van om agter die vrug aan te hardloop en wat ook al ons dan nou dink is goed vir ons. Ek dink gepraat van vrug. Ek het gister so vinnig met jou ook gedeel. En dis 'n vraag wat ek baie keer hou van om vir mense te vra en is dat wanneer is 'n suurlemoenboom 'n suurlemoenboom? En meeste van die tyd sal mense antwoord wanneer 'n suurlemoen aan die boom is. En ek sê altyd maar is 'n suurlemoenboom nie jy's 'n suurlemoenboom die oomblik wat daai saad ontkiem nie. En ek trek dit altyd deur na ons as gelowiges toe. Jy is nie net 'n gelowige eers as jy 'n vrug dra nie, maar van die oomblik wat jy jou hart vir die Here gegee het, van daai oomblik wat jy 'n nuwe skepsel is en 'n nuwe identiteit in Christus het, want dis jou identiteit, dis wie jy is. En te maklik gebeur dit dat ons fokus sit op maar ek wil die vrug hê. Ek wil sagmoedigheid hê, ek wil lankmoedigheid hê. Ek wil daai vrug van die Gees hê waarvan Galasiërs praat, maar ek vergeet intimiteit met Jesus. En die vrug is iets wat natuurlik eintlik kom. Dis nie iets wat net ekstern bygevoeg word. Dit vorm deel van jou. En ek dink ons soek altyd daai, want dit lyk nice. Ons vergeet die ek wil amper sê die basiese elementêre fondasie en is om intimiteit met Jesus te hê. Bly in my en die res sal volg. Bly in my en liefde kom natuurlik. En dis kom ek altyd daarvan om my vraag te vra. En dis 'n lekker inleidingsvraag wat jy vir iemand kan vra om hulle gedagtes so 'n bietjie te begin prikkel. Dat iemand net self begin dink en amper self tot daai realisasie kom van maar dit is nie volhoubaar vir my om heeltyd die eksterne te gaan soek nie. Alhoewel dit so goed lyk, is dit nie volhoubaar nie, maar dit is meer volhoubaar as ek interne soek. Want ek sal die vrugte nou amper vergelyk met die studie wat die persoon gedoen het van die aktiwiteite. Jy weet dit lyk goed. Dit hou mens besig en dit is lekker. Ek is seker daarvan alle aktiwiteite was lekker geweest, maar dit nie daai volhoubare effek nie. Absoluut. Ja, en ek dink dit kom terug by wat jy nou net genoem het, die oomblik as jy jou hart aan die Here gegee het. En ek dink daai is 'n disippelskapproses. Ek dink wanneer ons 'n keuse maak, wanneer ons daai woorde uiter Here Jesus, ek neem U aan. Dit is net die begin van ons proses, maar dit is 'n ontdekking van daai identiteit. En die ontdekking vir my wat my waarneming is en my opinie is dat die ontdekking is dat wanneer ons gehoorsaam is aan sy stem,
dan ontdek ons. En dit is waar die identiteit en die vrug so bietjie, jy weet, half parallel loop in 'n manier, want Jakobus sê dit ook vir ons. Jy weet, die een persoon sê, nee, ek het geloof, maar hulle wys dit nie deur hulle leefstyl nie. En die ander persoon sê, nee, weet jy wat, kyk na my leefstyl, dan sal jy my geloof sien. So dit is waar die twee parallel loop in daai natuurlike effek waarvan jy gepraat het, wat, jy weet, die een kan nie sonder die ander nie. As jy jou identiteit reg is, gaan jy vrug dra. Ja. Want dit is jou identiteit. Maar ek dink baie keer het ons 'n identiteitskrisis in ons lewens, want ons besef nie altyd wat wie ons is in Christus nie. Ons besef nie wat ons het in hom nie. En dan dink ons moet self baklei. Maar eintlik Jesus het reeds oorwin vir ons. Ja. So ons is nie in 'n stryd vir om iets te kry nie, maar ons is meer in 'n stryd om te ontdek, om meer oor te gee aan hom in daai gehoorsaamheid, jy weet, om Jesus te ontdek in ons lewens. Dit is 'n moeilike hekkie om oor te spring, want jy moet jou denkwyse verander van beklei vir iets, soek vir iets, na wees. Ja. En wees stil in my. Bly in my teenwoordigheid. Kom na my toe en ek sal vir jou rus gee. Dit is amper ek wil amper sê jy word nie groot gemaak so nie. Jy word groot gemaak van jy moet dit en dit doen sodat jy dit kan kry. Jy moet hierdie en hierdie jaag vir hierdie prestasie. Jy moet hierdie en hierdie doen om raak gesien te kan word in die wêreld. En dit is baie maklik en ek kan verstaan hoekom dit gebeur dat mense dieselfde mentaliteit oordra in ons geloofslewe waar dis Jesus plus. Jy weet, ja, ek het Jesus, maar ek moet hierdie en hierdie nog doen sodat ek weet my saak is reg. Maar die woord sê eintlik dit is volbring. Dit is voldoen. Engels sê altyd mooi, it is finished. Ja. Wees nou net. Ek het jou geskape in my beeld en my gelykenis. Wees nou net wie ek jou geskaap het om te wees. En dis die moeilike ding. Dis daai ontdekkingsreis waartoe ons moet inbeweeg innerlik in plaas van uiterlik om God daar buite te gaan soek heeltyd en wag vir God se stem. God is reeds by ons. Maar dis amper twee verskillende wêrelde en dis moeilik om tussen die twee of te spring te sê Jesus, maar ek kan nie meer daar betrokke raak. Ek kan nie meer so dink soos ek gedink het nie. Ek moet anders begin dink nou. Ek moet stil raak. Ek moet wees en ek moet luister, Here, maar wat sê die woord is ek? En dan leer die woord my, hou te my as groot as hy in die wêreld is. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Ek is 'n nuwe skepsel. Kyk, alles het nuut geword. Ons het nog 20 verse, jy weet wat 'n mens so kan aanhaal. En ons ken die verse, maar ek dink daar's steeds amper hierdie blokpunt in ons gedagtes wat ons keer om net daai deurbraak te kry in onsself dalk soms. Ja, en ek dink dit kom uit by die praktiese. Ja. Nee, van jy weet dis maklik om in ons binnekamer die Here te soek. Maar dit raak bietjie meer kompleks as ons gekonfronteer word in die samelewing met 'n klomp verskillende opinies en 'n klomp verskillende uitdagings en vrese en al daai goeders. En wat ek baie keer vir mense sê is dat wanneer hulle vir my vra, nou maar hoe lyk dit dan prakties? Hoe soek ek die Here in my alledaagse lewe, wanneer ek by die werk is, wanneer ek tussen my vriende, waar ook al? Dan is vir my die maklikste manier is 'n beginpunt is dat om net te reageer op God se stem. Om aanhoudend net te reageer op sy stem. Dit is vir my so mooi in Psalm 23. Dan sê hy, sy goedheid en liefde sal ons najag al die dae van ons lewens. En daai najag is 'n gefokusde najag. So ons het hierdie wete en hierdie belofte dat wanneer hy sê dat sy liefde sal by ons bly, hy sal ons najag, dan is dit 'n belofte dat hy's gefokus op ons. Hy wil met ons tyd spandeer. Ja. Dit hang nie net van ons, dis nie net van ons kant af nie. Hy soek ons. Ons moet net bewus raak in ons dag wanneer hy ons soek. En dit gebeur in die oomblik wanneer ons byvoorbeeld uitstap in die tuin en ons sien iets mooi en ons het waardering vir dit. Daai vir my is God soek koneksie met ons en in daai oomblik om net waardering teenoor God uit te spreek vir dit, vir hom glorie te gee, dan reageer ons op dit wat hy doen. Wanneer ons 'n boodskap van 'n vriend of wie ook al ontvang in ons, en ons het net 'n waardering vir daai persoon se omgee. Ja. Dis God wat na ons toe uitreik. Dit is my opinie dat God gebruik mense, hy werk deur ons. En hoe meer ons bewus raak van dit, hoe makliker raak dit om God raak te sien eerstens in ons alledaagse lewe. En ook makliker raak dit om gehoorsaam te wees wanneer God vir ons sê, stuur 'n boodskap.
Wanneer God vir ons sê, jy weet, vergewe iemand. Wanneer God vir ons sê, man, dis nie so erg as iemand nou voor jou ingery het nie, en dis vir my baie erg baie keer, maar dis nie so erg nie, die wêreld het nie geëindig nie. Maar dan raak dit vir ons makliker na tyd om op te tree op sy stem. Ja, dit was wat jy nou gesê het, laat my baie altyd dink aan daai skrifgedeelte van ons is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. So dit sê vir ons dat ons moet in tune kom met 'n ander tipe koninkryk nou, en dis die koninkryk van lig. Ons moet dit begin raak sien. Amper jou denkwyse so rig of so ontwikkel ook dag na dag, dat jy soekend, onbewustelik en bewustelik, heeltyd soek na die goedheid van God. Jy stap uit en jy sien ietsie mooi en dink, ja, die Here is goed. Ietsie kleins het gebeur in die dag, maar iets positiefs byvoorbeeld, en jy sê, ja, die Here is goed vir my. Dis daai dankbaarheid mentaliteit wat jy begin kweek in jouself. En Ivan, jy het so voor die tyd begin, om net ons 'n bietjie te deel van 'n rowwe paar dae wat so na mekaar gevolg het, die een ding na die ander. En ek dink, sonder te veel detail te gaan, jy weet, dis moeilik vir iemand om positief te bly, jy weet, as die een ding na die ander so gaan. En in jou ervaring, hoe het jy dit reg gekry om nog steeds net te kan rustig bly deur dit, om te kan sit waar jy vandag sit en sê, weet jy wat, die wêreld nie geëindig het, soos jy nou gesê het nie. Ja, dit is definitief nou nie lekker as dit gebeur nie, en weer gebeur, en dit blok jou plan vir die dag, en jy moet nou weer alles verander, maar ek dink baie mense ervaar dieselfde probleme, miskien maandelikse basis. Hoe werk mens deur so iets? Ja, ek dink, ek het nogal redelik gereflekteer die laaste tyd oor, jy weet, al gaan ek deur die dal van doodskade weer, is U by my. U lei my. En dit is vir my, ek het net daai prentjie begin kry, maar die Here is by ons in daai oomblikke. Hy is by ons wanneer ons in moeilike omstandighede is, en hy is by ons in teleurstellings en swaar en seer. En ek dink dit is, die fout wat ons maak, is ons dink dat om God te eer is om ons emosie heeltemal tersyde te skuif en te sê, ek is nie 'n emosionele wese nie, ek kan nie teleurgestel word nie, en as ek teleurgestel is, en as ek kwaad word, dan is ek nie geestelik nie. Verstaan, ja. En ek dink dit is nogal 'n ding wat my baie bemoedig het die laaste tyd, dat ja, mense het jou oomblikke, my vrou sal baie goed weet, mense het jou oomblikke waar jy baie mismoedig is en voel, sjoe, waantoe is ons op pad en hoe gaan ons maak? Maar dan kan ons weer terug hardloop na Jesus toe. Dit is my so mooi in Hebreërs 4 waar hy sê, kom met vrymoedigheid na die genadetroon van God in, sodat jy gered kan word op die regte tyd. Dit praat natuurlik van ons saligheid in. Maar ek trek dit ook deur in ons daaglikse situasies, dat dinge werk nie altyd uit nie. Ons is nie gevrywaar omdat ons Christene is, gevrywaar van slegte omstandighede en swaar tye nie, maar die Here is saam met ons in die storm. Hy is saam met ons in dit. En dan kan ons begin bid en sê, okay Here, ek weet nie wat om te doen nie, gee vir my wysheid. Ons weet nie om hierdie te tackle nie, help ons om hierdie te oorkom. Help ons om te sien, waar is U saam met ons? En dan kom mense agter, dit is in daai vriend wat ek kan bel en vra vir raad. Hoorie, hoe maak ek nou met hierdie probleem? Of, jy weet, dalk is dit iemand, 'n verkoopsman, wat sê, weet jy wat, het jy gedink aan hierdie? Ek glo dis alles die Here wat besig is in die agtergrond om ons te help om deur situasies te kom. So ek dink dit is om net te rus in die Here en te vertrou in die groter plan wat God vir ons het, dat hy sal ons nie in die steek laat nie. Ek dink een ding wat vir my uniek is van wat jy nou sê, is dit wys vir my ook weer eens die noodsaaklikheid van wortels, want wortels gee vir jou daai sekerheid van ten spyte van wat buite aangaan. Die grootste storm kan op pad wees, maar dis asof hierdie boom, ek wil amper sê, sekerheid het in homself, want hy weet sy wortels is diep gelê. So die storm kan kom, of dit nou die grootste een is wat hy nog gesien het, die wortels is daar en hy sekerheid van, dit maak nie saak nie. En ek het die prentjie onmiddellik gekry van Petrus op die water loop saam met Jesus. En so die storm was daar. Die storm was nie weg nie, maar hy was saam met Jesus. En omdat hy saam met Jesus was, kon hy iets bonatuurlik gedoen het en is op water loop. Wat simbolies is vir ons, wat maak nie saak wat gebeur nie, jy gaan bo dit wees. En dit wys net vir my dat as Jesus jou anker is, jou fondasie, as jou identiteit gewortel is in hom, en jy is met hom, en jou gedagtes met hom en jou emosies,
En jy kan altyd terug na God toe hardloop en jy daai vermoedigheid in jou hart en jy daai sekerheid in jou hart om te weet God is met my ten spyte van wat ek sien en voel om my, ten spyte van wat my denkwyse na wil toe gaan, weet ek meer dat ek moet nog steeds net na Jesus toe gaan. Want daar is vir my antwoord, daar is my oplossing, daar is my hoop, daar is my krag, daar is my wysheid. Want niks sonder dit ek kan nie sonder dit die storm oorkom nie. Ja. En ek dink, jy weet, net iets so daarmee saam wat ek nou aan dink terwyl jy praat is dat ons moet regtig versigtig wees vir ons gemeenskap, mense waarmee ons tyd spandeer. Dit het 'n invloed op ons. Ja. As ek die hele tyd my ore sou uitleen binne in swaar tye aan mense wat sê, o ja nee, dit is alles in sy kanon in, Ja. daar is nie meer hoop nie, Ja. ons is daarmee heen, dan sou dit my sekerlik so beïnvloed het. Ja, dit begin so half onderlangs in die onderbewussyn inklim en jy kom dit dalk nie agter nie. Dalk is dit waar. Ja. Dalk is daar nie hoop nie. Ja. Dalk gaan ons nêrens heen nie. Dalk, jy weet, daai ding, dit is alles saadjies van ongeloof. Jy weet, die Bybel praat van geloof kom deur gehoor. Ja. En ek dink ons moet baie versigtig wees dat wanneer ons, jy weet, met wie spandeer ons tyd? En ons moenie dink dat dit gaan nie 'n invloed op ons hê nie. En so ek is so bevoorreg om 'n goeie gemeenskap te hê van mense wat ook die Here soek. Ook deur foute, deur swaar tye, ook die Here aangryp en hom soek. En as gevolg van dit kan ek herinner word wanneer ek swak is en swak voel en uitgeput is. Dan kan ek herinner word, die Here is nog steeds goed. Hy is nog steeds daar saam met ons. So ek dink ons gemeenskap is ook so belangrik en dit is so belangrik dat ons moet mense soek om tyd mee te spandeer wat sterk in geloof is en wat ons sien oor die hele leef dit uit. Ja. Want dit help ons natuurlik. Ek dink as 'n goeie spreekwoord in Spreuke wat ook praat van yster slyp yster. En ek dink dis daar waar jy daai band bou met jou gemeenskap, die mense na jou buurman of die persoon wat altyd langs jou of agter jou sit in die gemeente met wie jy al 'n lekker koneksie het, met wie jy voor of na die tyd al lekker begin koffie en gesels, miskien so af en toe saam kuier of braai. En dis daai persone en daai gemeenskap wat jy begin bou met mekaar. Want dis daai persoon wie jy kan bel, sê weet jy wat, ek het nie so lekker week gehad nie. Wil jy nie saam 'n bietjie gaan stap nie? En dan gaan stap julle saam. En dis amper asof net daai daad van daar wees saam met die persoon genoeg is vir daai persoon met wie daai geloof te bou, daai optimisme te kry in hulle self en sê weet jy wat, ek is nou weer reg, ek kan die week weer vat. Maar jy het iemand nodig gehad en wie jy net bietjie kon gesels. Dis daai menslikheid faktor wat ons baie keer nalat. Om te sê, maar ek het eintlik nodig om so bietjie sosiaal te wees met iemand. Ek het nodig om so nou en dan dit wat in my hart aangaan bietjie oop te maak en te deel met mense. En ons moet daai faktor nooit wegskiet. Ons moet dit nooit uithaal nie. Ek dink wat kerk ook so belangrik maak, wat kerk ook so goed kan maak as dit reg bestuur word. Daai Ecclesia effek van jy weet as jy handseer kry, jy kry die voet ook seer. Ons daar wees vir mekaar, maar ook weet vir mekaar, bewus wees vir mekaar. Om te kan sê, weet jy wat, ek was waar jy nou is. Hier is wat ek gedoen het. Hier is die raad wat ek gevolg het. Hier is die oplossings wat ek gekry het uit die tyd. En dis net advies wat jy deel. Dis in effek amper 'n getuienis wat jy gee vir iemand. Te sê, ja, dis miskien donker waar jy nou is, maar daar is lig aan die einde van die tonnel. Ja, absoluut. En ek dink, jy weet, ek sê baie keer sê ek dat isolasie is dood. Ja. Jy weet, so die oomblik wanneer gewoonlik as ons deur moeilike tye gaan, dan voel ons om te onttrek. Ons voel ons wil glad nie by mense wees nie. Ons wil glad nie, selfs in baie keer in baie geloofsirkels voel ons nie, ons kan ons swaar goeders deel nie, want jy moet altyd net bly wees en sterk wees in geloof en jy weet, jy het 5 ure gebid en al daai goeders. Maar ek dink dit is, jy weet, reeds in daai tye wat jy voel jy wil isoleer, om dan te hardloop na gemeenskap toe, want dit is daar binne-in, en ek sê weer eens die regte gemeenskap. Nie gemeenskap wat jou verder gaan aftrek in die gat in die, maar jou eerder gaan opbou in jou geloof. En ons moet so bewus wees van dit, dat ons gaan nie altyd wil voel, ons wil uitreik na mense toe nie, maar dis reeds dan, om daai foon op te tel en moeite te doen om by mense uit te kom. Dis wat hulle altyd sê, wanneer jy siek is, weet, is dit amper asof jou mentaliteit sommer ook net negatief is onmiddellik. Maar wat jy, en die moeilikste ding om te doen wanneer jy siek is om positief te bly.
Dis so moeilik. En ek dink dieselfde ook, miskien as jy deur iets gaan, is dit amper, dit voel instinktief dat jy jouself wil isoleer, maar dis juist daar wat jy soos jy nou gesê het, net teenoorgestelde sê, kontak die persoon naby en sê, ek gaan deur hierdie en hierdie, kan julle saam met my net bid vir dit. Dit alleen is al klaar een daad van buite jou comfortzone gaan, om ander mense in te lig oor iets waardeur jy gaan, hulle kan saam in gebed staan vir jou. Dit al klaar sal 'n effek hê vir jou. Nog meer sal iemand miskien vir wie jy uitreik, een stap verder gaan sê, weet jy wat, ek sien waardeur jy gaan, ek weet van iemand wat dieselfde gegaan het, kom ek deel net hierdie advies gaan met jou. En dan kry jy 'n ander persoon wat sê, weet jy wat, afhangende van wat die situasie is, kom ek bring vir jou aandete vanaand. Kom ek maak net gou 'n draai, kom sê net gou vir jou hallo en gesels net vinnig. En net daai het die effek. Dis daai wat jou wortelstelsel bou. Ons sien baie keer in die natuur ook hoe veral in Engels gebruik hierdie dense forests, het amper 'n gesamentlike wortelstelsel. Dis nie elke boom afsonderlik nie, maar die bome se wortelstelsel werk as een. En dis nogals interessant. En dit wys net dat al die bome daar weet van mekaar. Weet en hulle werk saam, trek saam vog en water uit die grond uit en minerale en groei saam as een, ek wil amper sê een eenheid. En dit alleen kan jy natuur sien. En ek dink omdat die natuur ook geskape is deur God, kan ons baie similarities sien tussen die natuur en dis wat God vir ons ook wil hê. Ja, absoluut. En ek dink daar is ook 'n stuk intentionaliteit vir ons as gelowiges om nie net te wag dat wanneer ons deur 'n moeilike tyd gaan om dan, jy weet, daai menslike hulpbronne in ons lewens gebruik nie, maar ons kan intentioneel wees op jou gedagtes vandag. Stuur net vir hulle 'n bemoedigende boodskap. Ja. Ek sit gister saam met iemand en hulle praat toe van hoe hulle net so iemand gevoel het in gebed. Hulle het net gebid in die oggend en hulle het iemand se naam op hulle harte gevoel en hulle het net 'n skrifversie en dit het so baie beteken vir daai persoon. En ek dink ons kan intentioneel raak om nie net so opgesweep te wees in ons eie lewens nie, maar om weier te kyk en te sê, maar waar kan ek 'n seën wees vir iemand anders? Ja. Waar kan ek 'n bemoediging wees? Nie te wag vir daai oomblik wat iemand vir my vra nie, maar ek kan uitreik na mense toe. En ek kan 'n bemoediging wees en deel wees van die oplossing in plaas van deel wees van die klaars. Jy weet wat ons sien so maklik om ons gebeur. Dis tog die doel van 'n vrug om gebruik te word. Jy weet, om Absoluut. gegee te word, om consume te word. So ja, wees 'n vrug vir iemand anders. Ja, die antwoord op gebed vir iemand, né? Dit is so wonderlik om net te dink dat jy kan die antwoord op gebed wees vir iemand. En ek gebruik altyd hierdie getuienis van my vrou wat sy het jare terug toe daar nog CD-winkels was, het sy net geloop in koemboeke en sy het gekyk na die nuutste series. Sy het iemand gesien waarmee sy saam op skool was. Sy voel net op haar hart, gaan sê net vir die persoon, Jesus is lief vir jou. Dis so eenvoudig soos dit. Sy is toe gehoorsaam, sy stap na hierdie persoon toe, sê vir die persoon, hoor, Jesus is lief vir jou. En daai oomblik begin hierdie persoon te huil. En my vrou sê, wat gaan nou aan? Ja. Hier begin hierdie persoon getuig. Hulle sê dat in daai oggend, toe hulle gebid het, hulle gesê, God, as jy werklik is, gaan ek om 'n sekere tyd in koemboeke wees. As jy nie iemand stuur om vir my te sê, jy is lief vir my nie, Ja. dan beëindig ek my lewe. En daar was my vrou, in daai oomblik, was sy die antwoord op daai persoon se gebed. En hoe wonderlik is dat God ons kan vertrou met so 'n persoon se lewe, so kosbaar, so ek meen in daai oomblik van nood, Ja. het God net daai saadjie van, gaan sê net vir daai persoon. Dit was nie iets groots nie, daar was nie 'n stem uit die hemel uit nie, daar was nie geskryf of nie. Dit was net 'n gevoel wat sy gehad het. Sy het gereageer, opgetree in gehoorsaamheid en daar was die antwoord op gebed in iemand se lewe. Is dit nie wonderlik en dis iets wat my opgewonde maak om te sê, "Joh, ek wil ook dit wees vir mense, né?" Ja. En dis net amazing. Ek net so laaste Ja. hele paar jaar terug het ek deur 'n regtige, as jy nou praat van 'n donker tyd in my lewe gegaan. En ek lees 'n boek oor 'n moslimvrou wat Jesus ontdek het en sy het uitgetree om te sê dat God is haar Vader. Nou vir 'n moslim is dit 'n groot ding. Dit is 'n groot ding, ja. Ek lees hierdie boek en ek sê vir God, so in my net gesprek met God sê ek voel nie dit nie. Ek voel nie dat U is my Vader nie. En ek sê die woorde, ek voel soos uitgewaste wasgoed,
goed vir niks net om weggegooi te word. Ek sê dit in my binnekamer terwyl ek die boek lees. Ek staan op, ek gaan werk toe. Terwyl ek by die werk is, ek is op die hoofweg ry. Hier bel een van my vriende my wat ons het kontak verloor. Ek het hom seker maklik 3 jaar laas het ek met hom kontak gehad. Ja. Hy bel my. Hy sê vir my, Ivan, ek het vanoggend het God met my oor jou gepraat. Ek sê ja, en wat het hy gesê? Hy sê nee, ek het net gevoel God sê vir my, jy is nie soos uitgewaste wasgoed nie. Yes. Presies dit wat ek gebid het daai oggend. Ja, in die binnekamer. In my binnekamer, Ja. vir niemand niks gesê het van dit nie. Bel daai persoon my, waarmee ek kontak verloor het. En sê vir my presies daai woorde. Dis hoe God werk. Maar as daai persoon, my vriend, as hy nie gehoorsaam was nie, as hy gedink het, ag nee man, ek gaan nie dit's vreemd. Ja, Dis vreemd om dit vir iemand te verloor, sê. Ja, ek weet nie wat sy lewe aangaan nie. Ja, al daai goeders, dan sou ek nie daai God ontmoeting oomblik bevestiging God is by my gehad het nie. En hoe wonderlik weer vir hom bevestiging vir hom hoe God hom gebruik het. Ons as alledaagse eenvoudige gelowiges kan so 'n lewe van bonatuurlike gebruik deur God beleef. Net deur die eenvoudige gehoorsaamheid om te sê, hoorie, hoe gaan dit met jou? Kan ek saam met jou bid? God is met jou. Net daai eenvoudige uitreik. Wanneer ons dit begin uitleef, dan vertrou God ons met meer en dan sien ons die bonatuurlike in ons lewens. Ja, dis vir my so mooi. Wortels en vrugte. Fondasie en daad. Dis vir my uitstekend. Nou, Ivan, dankie dat ek weer saam met jou kon gesels het. En vir al die kykers, ons sal julle weer sien volgende week Woensdag, selfde tyd, selfde plek. Kyk uit vir daai episode.